Goeiemôre mense, joh. Het is Saterdag die 27 Desember 25. As jy die waarheid wil hoor, moet jy aanbly op die video. As jy nie die waarheid wil hoor nie, dan moet jy maar afklik. Nee, so kom ek vertel vir julle volgend van die waarheid. Nee. Wanneer jy die Here gekies het, nee, die Skepper gekies het, nee. Wanneer jy aanvaar dat jy in die beeld van God gemaak is, nee, dan kan jou vyand se aanslag, nee, erg raak. Die vyand gaan vir jou aanval, nee. Nou gaan jy my vra, hoe weet ek dit? Ek het dit self al beleef. Ek beleef dit nog elke dag, nee. Ek het hoe sê mense, willens en 'n wetens keuse gemaak, nee, om God te kies, om die Skepper van hemel en aarde, nee, te kies as my God. Hy het my gemaak na sy beeld. Nee, en wanneer jy daai keuse maak, nee, kan ek jou vertel, my vriend, dit gaan vir jou voel asof die lewe moeilik raak. Nee, die aanslag van die vyand, nee, raak net al hoe meer en al hoe meer, nee, hy breek alles om jou op, nee, die vyand, hy is 'n afbreker, nee. Maar ek is nog steeds, ek is tevrede, dat ek God gekies het, die Skepper van alles. Hy is my hemelse Vader, nee. Daar in Korintiërs het ek het gelees, dat ek nie hoef bekommerd te wees nie, want God is in beheer. Nee, maak nie saak wat in die lewe aangaan en wat om ons aangaan en al die lelike dinge wat ons sien nie. Nee, so, luister mooi, as jy die Here kies, nee, gaan jou lewe nie maklik wees nie. Want die vyand, hy sit hier op die aarde saam met ons, nee. En sy doel is om jou in die verderf te hê, nee. So as jy nou besluit dat jy jou hand uitsteek na die Here toe, nee, dan gaan sy aanval meer fel en harder raak, nee. Ek het dit al beleef, ek leef nog steeds in dit, nee. Hoe nader ek na God toe beweeg, nee, na my God, my Skepper, die Almagtige, nee, my hemelse Vader beweeg, nee, sien ek dit, nee, hoe harder en hoe erger raak die vyand se aanval op my, nee. Hy het op 'n stadium direk my aangeval, nee. En toe jy nou sien hierdie direkte aanval werk nie, kom hy nou van agter af, nee, met draadjies en leenstories en goed, nee. Ek wil vir jou vandag sê, nee, staan sterk in die naam van die Here. Staan sterk in die naam van die Here, jou Skepper, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, nee. God slaap nie, hy slaap nie. Hy is op soek na ons, nee, wat hierdie aanval van die vyand, nee, kan weerstaan.
En maak nie saak wat die vyand met ons doen nie, nee. Kan ons nog steeds opstaan en sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Psalm 23. En ek sê, my gunsteling in die Bybel is Psalm 121. Dawid, half moedeloos was, nee. En gesê het, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here van die leerskare, die Skepper van hemel en aarde af. Onthou altyd, God is met jou. Hy hoef jou nie te bewys dat hy met jou is nie. Hy vra net jou liefde en jou getrouheid. Maar die vyand, hy is 'n ander blikskorrel, nee. Hy gaan harder beklei, nee, om jou weg te hou van jou Skepper af, nee. En so kom ek sê, soos wat ek nou al in die lewe ondervind het, hoe nader ek na my Skepper beweeg, nee, voel dit vir my hoe moeiliker word die lewe. Want dis die duiwel, hy maak die lewe vir jou taai, hy maak die lewe moeilik. Maar wat ons nie besef nie, nee, is die lewe behoort in die duiwel, nee. Hy is van die dood af. En so jy kies om saam met die Here te loop. En moenie dink, dis die Here wat die lewe vir jou moeilik maak nie. Dis die vyand, dis die duiwel. Hy flip en soek elke loophole, draai, enige vasgryp plek aan jou, nee, om jou terug te hou, sal hy gebruik. Dis net jy wat kan opstaan en sê, vyand, jy kan nie meer my hemp, nee, gryp, of hier agter my staan en die hemp kom vashou, of in die broek vashou, of dalk sê, hand hier om jou enkel sit, nee, om jou voet te laat struikel, nee. Nou, die Here werk nie so nie. Die Here werk glad nie so nie. Dis die vyand wat twyfel in jou hart sit, nee. Dis die vyand wat al hierdie moeilike dinge op jou lewe sit. Soos ek sê, hoe nader jy na God toe beweeg, nee, hoe nader jy na jou Skepper Vader beweeg, nee, hoe harder gaan die duiwel beklei, nee, en hoe meer gaan hy gryp na jou, nee, en hoe meer gaan hy jou probeer aftrek, nee, sodat hy jou kan kry, om nie te glo in God die Almagtige nie. So maak nie saak hoe moeilik in jou lewe is nie, my vriend. En door daai moeilikheid, nee, kom nie van jou Vader in die hemel af nie. Dis jou vyand wat beklei, nee, om jou weg te hou van jou Vader af. Jy moet onthou, nee, ons Skepper Vader, hy is 'n gentleman, nee. Ek het dit al beleef in my lewe, dat ek gesê het, Here, ek soek jou nie meer in my lewe nie. Die Here gaan nie beklei nie. Hy tree terug, sê, okay, as dit is wat jy wil hê, dan is dit wat jy sal kry. Want God weet, hy hoef nie te beklei vir jou siel nie, want hy weet wat hy in jou gesit het. En dit word altyd in mense. So as dit voel, nee, dat jy nader na God toe beweeg, nee, en die wêreldse aanslagte raak al hoe erger en al hoe meer, nee. Onthou is jou vyand wat hier in jou staan. Stap jy op die regte pad, nee. Steek jy jou hand uit
na God die Almagtige toe. Hy is altyd in beheer. Hy sorg altyd vir jou. Dis die vyand met sy duister planne, wat die mekaar kyk in jou kop moet sit. Ek hoop julle het almal 'n geseënde dag. 'n Sabbat vandag, Saterdag. Dis ons God se rustdag, jou Skepper se rustdag. Onthou, hy het eendag gerus. Die vyand rus glad nie. Hy sal jou aanval elke uur, elke sekonde. Ek het al baie gesê, onthou jou vyand was in die hemel. Hy is uit die hemel uitgegooi, saam met sy engele. Jou vyand het iets gesien daar in die hemel, wat hy nie wil hê jy moet sien en ervaar nie. Dis kom hy so hard beklei vir jou siel. Dis kom hy so hard beklei om jou hier in die wêreld te hou, sodat jy nie kan hemel toe gaan nie. En daar in die hemel het die duiwel iets gesien wat ek en jy nie gesien het nie. En hy gaan alles in sy mag doen om dit van jou weg te hou. So, as jy voel, as jy voel dat die aanslag te veel is, steek jou hand uit na jou Skepper toe. Bid na jou Skepper toe. Prys hom, loof hom, verkondig die goeie nuus. Dis al hoe jy die vyand van jou rug af kan hou. Prys die Here, prys sy Seun Jesus, wat vir ons sondes gesterf het, wat ons sondes op hom geneem het. Onthou, die duiwel het vir Jesus gehaat. Dis hoekom hy die Fariseërs en die Jode Jesus so wreed doodmaak en kruisig en hom bespot. Prys die Here dat hy sy Seun vir ons gegee het, om ons sondes en die hele wêreld se sondes op hom te neem, sodat ons 'n geleentheid kan hê om die hemel ook te kan aanskou, en ook om 'n hiernamaals in die hemel te wees. Prys Jesus, prys God. Dankie Here, dankie Jesus, dat julle my sondes van my weggevat het. Geseënde dag vir julle mense.